Radio. Ook op Bok TV. Dit is David Viviers. So David, baie welkom. Baie dankie, dis lekker om hier te wees. Nee, dis Bok Radio. Op Bok Radio. Is goed om hier te wees. Bok Radio en Bok TV, maar jy is nog gewoond aan TV. Jy is gewoond aan die skerm, klein skerm en ek dink groot skerm, nee? Wel, ja, ek dink nie of mens ooit gewoond daaraan sal raak nie, maar let's say yes. Let's say yes, ons doen nie dit. Nou as jy nie weet wie David is nie, hy is natuurlik onlangs, jy is seker beter bekend vir Dr. Liam Foster op die oomblik. Ja, ek dink die tannies ken my as Dr. Liam Foster, maar ek dink hulle is ook bietjie kwaad vir my. Ek dink hy doen nogal moeilike goed op die oomblik Is jy 'n vent? met vroumense en Ooh. so. As ek in die strate loop, veral by die klein dorpies, dan waai die tannies hulle vingers vir my. As jy vir jou 6. Sis man, Dan nie so erg soos 'n Steve Hofmeyr karakter op die goalie nie, maar jy's nog steeds daar. Jy's daar like met die tannies of soos die knaap wat Joffrey gespeel het in Game of O ja, Thrones. nee, dis dalk nie so. Wel, naby. Een van die tannies by die KAK het my gesê ek wil nie met jou praat nie. En ek is soos wel ek ken jou nie, so ek wil ook nie met jou Ek praat. wil met jou praat nie. Maar ja. Solank jy nie in binnelanders een of ander tyd vergiftig word nie, is dit seker maar 'n goeie ding. Wel, it's a CP. Jy weet nooit. Jy weet nooit nie. Nou, watter dinge jy al gedoen het, vertel my gou 'n bietjie waar het jou dinge begin en ek gaan nie vra nie. Waar het dinge begin soos Kom ek kyk wat kan sien hier so op my inligting. Ek kan nie sien nie, so ek gaan jou moet vra. So David, hoe oud is jy? 25. Nee, ek is nou 31. Okay. Ek is Nee, oor wat? die heuwel. Nee, wat jy sê oor die heuwel. As jy sê dit, nou wat sê dit oor my? Ja, wat is die heuwel? Nee. Ja. Maar ek dink mense sê jou 30's is eintlik dis 30's. smoother Is dit- ride as jou 20's. Ek dink in jou 20's is nog steeds besig om jouself te vind. Wag vir jou middel 30's, dan gaan jy net soos jy gaan besig wees om jou baard droog te blaas of net te hoes. En as jy net verkeerd hoes, dan is jou nek uit vir soos 'n dag Nee, of dit twee. gebeur. Ek moet sê ek is nou meer bewus van my knieë en my rug as wat ek al ooit in my. So dis ja. Ooit Things afval. are starting to fall apart, maar we enjoying it. But you're enjoying it. Waar dinge begin vir jou, David, as dit kom by net die vermaakbedryf en toneelspel en akteur wees? Wel, ek dink die eerste keer toe ek besef hierdie is nou iets wat ek wil doen is ek is in George Groot gemaak. Ekskuus, my Afrikaans is bietjie want ek is nou 3 maande uit binnelander, so ek is meer Engels nou as wat ek Afrikaans is. Maar my ouma het elke jaar vir ons na die George Pantomime toe gevat. En jy weet as die ligte donker gaan en 'n stilte, daai magical gevoel. Toe ek dit gevoel was ek soos hierdie is wat ek met my lewe wil doen. En toe was ek by obviously years later was ek by UCT en ek het theater en performance geswat. Okay. So ek is meer gewoond aan die verhoog eintlik as die skelms. Ja. Maar ek geniet al twee en ek het besef daar's baie meer werk in Afrikaans in Suid-Afrika. Toe moet ek my Afrikaans bietjie verbeter. O, weet jy nie, maar jy het Afrikaans, jy het nie Afrikaans groot geword nie. Nee, Sê Engels? Nee, Engels. Are you English? Like properly English. My ouma se naam is Elizabeth. Elizabeth. Jy weet, sy het my by die skool opgetel en sy sê, "How was cricket practice?" En jy daai tipe Engels so. So ja, jy is nou Engels. Ek het nou nie geweet. Ek het net gedink met 'n Viviers. Ek dog jy is nou maar Afrikaans. Al is eintlik French. Hoe is dit? Maar ja, vir vier. Vir ons is Suid-Afrikaans. Vivier. Ons het net ons. Ons is amper soos Amerika. Ons het ons eie World Cup en dis net ons wat deelneem. Maar ek sien jy kan 'n paar aksente praat. Ek sal later 'n bietjie daarin duik. Like interessant vir my want daar's baie aksente wat ek al probeer het en dan raak ek altyd die mekaar tussen twee en dan wil ek net myself embarrass, so dan los ek dit maar. Wel as ek dit doen, moet jy dit ook doen. Nee, definitief nie. Nee? Nee, glad nie. Vertel my, wat was jou gunsteling verhoogprojek toe jy nou nog teater gedoen het en daar met die pantomime gordyne gaan oop? Wat was jou gunsteling verhoog wat jy nou op die stage was? Ek dink dit is seker 'n stuk wat ek saam met Wessel Pretorius gedoen het. Hy is 'n briljante teaterakteur en skrywer en die naam dis nogal 'n mondvol, dis Klare Ma se hart is gebreek. Klare Maas. En dit het eintlik in 'n tent by die KAK begin en die eerste vertoning was net ons het een lig gehad en daar was 2 mense wat ons kom kyk het, maar toe het hierdie ding eintlik in
in iets ontwikkel en die mense het dit gelove and yeah, we developed it and it became a really fun, beautiful piece en dis nog steeds die ding ek dink waarop ek hier trotste is. En jy was 'n Hanswors gewees. Wat is dit? 'n Clown. Oh, klink altyd vir my soos wors. Ja, maar ja. Nee, ek was. Wel, ja, ek Jammer as ek jou honger gemaak het. is die Engels. Maar ja, ek het my gesig wit geverf en maar dit is eintlik lekker om 'n Hanswors te speel. Ja, want ja. You can kind of hide behind the Ja. facade of it. Ek neem aan die beter woord sal seker miskien wees Harlequin. Miskien ook, dit kan Harlequin wees, 'n Harlequin. Oh yes, Harlequin Ja, in dis- Pirou, ja. Dis ek dit is maar Sonja Herald se liedjie, sy was hier maandag gewees. Okay. So dit was 'n Clara Ma se hart is gebreek. Die Vloeistof trilogie. So Dis daar's reg. 3 van hulle gewees. Sê weer? So daar was 3 want is die Daar was 3, die vloeistof. Is daai die So- derde ene gewees. Dit was die stories van vloeistof en soos 'n druppel bloed en die een was 'n traan en die ander een was 'n spermsel. Wow. Ja, surprise. Maar dit klink nogal laf, maar dit was eintlik baie poetic. Jy Okay. weet, beautiful en hartseer. Nou jy het 'n fout gemaak, David. David. Dawie? Ek het gesê David. Ek weet O, ek. kom ek nou aan. Ek sien mense noem jou sommer Dr. Liam hier op WhatsApp. Dr. Liam, ek is mal oor jou as karakter. Hulle lieg, Buitelanders. hulle haat my. Ek doen livestreaming van my foon af en daar nou hierdie volgende lyn wat die persoon sê en dis waar jy dit nou jy het eintlik 'n spoiler gegee voor ons daarby uitgekom het. Hulle sê ai nee, is jy uit binnelanders uit. Dis Zoretta Groenewald, al die pad van Amanzimtoti af. Want jy het nou genoem jy's klaar met binnelanders vir 3 maande en dis hoekom jou Engels nou. So nou het jy dit nou uitgelek hierso voordat ek en jy by dit uitgekom het. So jy's klaar met binnelanders. Ek verlaat binnelanders. Hoekom? Hoekom? Wel, okay, kan ek vir jou sê my plan was eers om net 6 maande te doen want Ja, ja. ek kom van die Kaap af en my familie is hierso, my suster het nou kinders. So Oom ek wil David. eintlik hierso wees. Uncle David. Uncle Davy. Uncle David. En ek is mal oor die berg en die see en goeters. Maar dit was net na COVID en toe besef ek moet nou slim wees met my loopbaan and a soap is a great, it's a great time to do it. So ek het Yes. gesê 6 maande is reg. En dan so dis jou keuse om op te hou. O ja. Dis nie congratulations with your future endeavours van hulle af nie. Nee. Nee, well, dit was my keuse, sure. Maar toe het die 6 maande in 'n jaar ontwikkel want Ja. die mense is net so amazing. Ek het so baie vriende gemaak. We have so much fun en ek het besef ek hou eintlik nogal van 'n 9 to 5. Jy weet in jou 20's voel jy moet kuns skep en Ja. en Of jy wil 'n digital nomad nice to have a bit of wees. stability. Maar en dis toe weer 'n jaar en 2 jaar ontwikkel. So actually it's a story of I enjoyed it so much I kept postponing it. Maar jy weet ek voel nou is die tyd om weer myself te challenge en meer teater te doen en ander projekte te doen. Maar ja, dit sal altyd 'n goeie ervaring vir Mag jy ons gaan nou net terug wees. Ons moet gou plaaslike nuus toe gaan, maar ek moet vra mag jy soos ons nou hier praat, mag jy noem enigiets oor die episodes wat nog kom of is dit 'n kontraktuele ding en jy mag nie? Ons wil nie feite weet nie. Ja, ek Soos weet. Klein, Well, I can't exactly fire me. maar maar net dan moet jy terugkom as die tweelingbroer van die persoon wie jy is, Dr. Liam se tweelingbroer. Soos Joey gedoen het op Maybe. Friends. Like a Hy het mos spin-off. teruggekom. Wat was dit gewees? Striker Ramirez. Moenie my vra hoe ek hou van Friends. ek ook. Ek is in die ateljee met David Verweers. Mens weet wie hy is nie. Ons het nou al klaar begin gesels. David steeds goeie mense te hê. Is jy gewoond aan David being English, growing up English? Ja, wel, dit is fun. eintlik David, maar Ja. David, ja, dit klink meer Afrikaans. Okay. So as jy in die moeilikheid is dit nog steeds Ja, dan is dit David. Jy het sekerlik 'n tweede naam. David Ralph Ek het Vivier. gedink dit moet met 'n ouma wat se naam is Elizabeth. Right, it's Kan so jy English. net nie. Jy kan nie 'n tweede naam hê nie. Nou jy is in binnelanders op die oomblik en as ek sê op die oomblik bedoel ek soos as ons die TV aanskakel vir die episode dan jy daar. Dis reg, ja. Maar jy het dit nou uitgelamp, jy's nie meer daar nie en Ja. dat jy die mense ontstel. Ek kry hierso doodsdreigemente en death threats op WhatsApp. Ek dink mense gaan eintlik bietjie bly wees. Maar so you're welcome guys. You're welcome. I took one for the team. Tik on for the team. Dis 'n vraag met vir my môre. Hoe hanteer hulle wil weet oor jou. Hoe hanteer jy mense wat praat soos in wat net die hele tyd praat of op hulle selfone is terwyl jy in die teater besig is met 'n show? Besig om te act. Dit is
een van die mees irriterende ding op aarde, want jy kan niks doen nie. Ek was nou in 'n show by KAK saam met Sandra Prinsloo en aan die einde het soos 20 mense net uitgeloop en die deur het geklap en geklap of jy sien die liggie van die selfoon of maar jy kan nie die show stop nie. So jy moet dit net inhou en dan later vloek jy vir hulle saam met Sandra in jou dressing room. Ja. Maar dit is baie irriterend en ek dink etiket in die algemeen by die teater is nie goed nie. Ek was vir die eerste keer regtig in 'n ordentlike teater gewees toe ek Kaap toe getrek het. Ek is nou net hier so meer as 'n jaar. Ek was in die Artscape nou 'n paar keer gewees en om al die reëls en die dinge te sien was ek sê, ek dink jy mag nie kos invat nie. Ja. Nee? Of ek verstaan, jy wil nie daar sit met jou pakkie chips en hy krinkel en hy krakkel terwyl jy. Ja, dis die krinkel. Dit is so irriterend. En mense probeer om dit stadig te doen want hulle dink dit gaan beter wees, maar dit maak dit so erg. Dis soos om my plastiek cake tins oop te maak in die aand in die kombuis. Jou ma jou nie hoor nie. Dit gebeur net nie. Dit maak dit erger want it's just prolonging the torture. Enige teaterdinge wat op die horison lê? Wel dis net hierdie show wat ek saam met Sandra doen. Ons doen nou die fees circuit, so ons het 'n vertoning by KAK gehad en Suidoosterfees en nou doen ons in die bos en wat is die ander Aardklop en Woordfees. En dis 'n baie lank titel. Onthou net Styx en River, maar die titel se naam is Op die hoek van Styx en River is Norre Parabuis met die dood oorgeslaan. I didn't write it. But there it is. Die name. En dan ek doen ook nog 'n show saam met Wessel Pretorius en dit is soos 'n sequel toe Clara Ma se hart is gebreek en die naam is 'n lewe in die dag van 'n vrugtevlieg. Van 'n vrugtevlieg. Hy maak baie random goed. Die druppels en nou die druppels en nou is dit nou is 'n vrugtevlieg. Insects. Marie Slabbert sê vir ons op WhatsApp, George is ook my hometown. Ek is 'n oud kwagga. Yay! Jy het 'n baie mooi stem, sukses vorentoe, sê sy vir ons. Ons het gepraat van binnelanders. Jy sê jy's klaar, nou almal huil of huil uit die blydskap. Want en ek gaan nou nie skaam wees daaroor nie. Ek is nou ongelukkig nie up to date met binnelanders nie, maar my ouma is, so ek kan met haar gaan praat. Ek moes eintlik gebel het. Vra vir haar oor Dr. Liam. Oor Dr. Liam en sy shenanigans. So blykbaar is jy 'n vent of ja, jy's 'n vent. Jy's 'n bietjie van 'n player. Ja, nee. Soort van. Hy het 'n baie mooi verhouding saam met Karen. Is haar naam Karen? Ek vergeet nie. Ja, Karen gehad. En toe mors hy alles op want hy het 'n affair met Delia gehad. Delia is 'n bietjie ouer en sy was ook saam met Steve en die mense love Steve, so ek dink die tannies was nogal kwaad en ek verstaan dit en ek is jammer. Ek sien iemand het nou 'n boodskap gestuur, maar ek dink hulle het hom weer delete. Hulle het gesê jy moet met die karakter Nicolette weer opmaak of iets soos dit. Ja, Nicolette. Ek dink in die begin was Liam en Nicolette albei moeilike karakters, evil en nou is Nicolette eintlik 'n engel. En mense love haar so. Maar het gebeur. Al CP's wat ek kyk is wrestling en daar is dit mos nou heels en ja, ek en Friends, jy hou van Friends, wel is nie reg. Ek hou van Friends. Wie is jou gunsteling vriend? Moet sê Chandler. En jy? Phoebe. Ek hou nie van haar nie, sy irriteer my verskriklik. Veral as sy dom. Meer as Monica. Nee, Monica, ek kan haar handle. Onthou ek vergelyk myself met Chandler. Ja. Ek seker maar vir die Monica karakter beter hanteer. Ja, die sarcasm en die self-deprecation. Ja, en ek sal seker nie mind as ek 'n vrou in my lewe het wat baie hou van skoonmaak nie, nee. I see your point. En kos maak. It makes life easier. So, miskien is dit omdat ek 'n bietjie old school myself is. So ek kan maar. Mag ek vra, wat gebeur met jou in binnelanders? Want Joey was ook in 'n hospitaalprogram ding gewees en toe hy mos nonsens aangevang en toe val hy by 'n elevator skaf of by 'n huisbakskag. Het hy afgeval en toe is dit die einde van hom. Is dit wat met jou gebeur? Val jy by 'n huisbak af? I wish. I mean, ek het eintlik ek wens dit was waar. Ek dink dit sal nogal baie pret gewees het. Maar ek kan nie eintlik van julle sê nie. Maar jy mag nie, okay. But ek weet nie, dalk kan ek. I mean nee, want dit is nog nie uit nie. Okay, moenie spesifiek sê nie, maar sê maar net they'll never bring me back. Sê maar net jy gaan nie in 'n elevator skag afval nie. Yeah, ek kan nie. But maybe I fall off a horse of rock climbing. Rock climbing. Hy hou nog hou daarvan.
Okay, en hoe ervaar jy om 'n vent te speel? Jy het gesê die tannies kyk vir jou in die publiek en hulle sê vir jou, ek gaan nie met jou praat nie. Dr. Liam, jy's stout. Jy's stout. En dink jy mense vind dit moeilik om te skei tussen die regte persoon en jou karakter? Ek weet nie, ek dink as jy op social media kyk, klink almal baie kwaad vir jou. En dan as hulle, jy weet, as hulle jou in die straat ontmoet, hulle waai hulle vinger vir jou en maar dan wil hulle altyd 'n foto hê en jy weet, so ek dink I don't know, I think maybe that's part of the enjoyment of it, is buying into the story and hating these characters for a while, maar ek dink meeste van die mense, ek wil sê hulle weet dis net 'n CP. Ja. Maar dan kry jy mense wat weet dat nie weet dis 'n CP nie en hulle leef hulle self in die storie in en dis ook fyn, maar ek sal hulle net vir my. Ek probeer net dink, jy het gesê hoe oud jy is. So jy's eintlik nooit jy was nooit op 'n plek gewees in jou lewe waar jy letterlik mail 'n brief gekry het. Nee, of was jy? Mail nee. Nooit briewe gekry nie. Dis maar altyd nou sosiale media en e-poste. Nee, ek wens. Hy briefies wat so hulle het hom met doom gespuit om te wys hoe hulle jou nie like nie. Regtig? Ja. Daarom het jy nie stalker. Well, it's kind of a compliment, jy weet. Daarom het jy stalkers, Baby Reindeer vibes. Ek het nog nie Baby Reindeer gekyk nie, maar ek hoor dis amazing. Maar ek wil hom nie kyk nie, maak my bang. Een of twee tannies wat aanhou om my te message op Facebook. Maar jy kan dit handle. I'm gonna take it as a stalker, want dit laat my nogal kom. Ek sal nie jou aanhou boodskappe nie geloof. Dankie. Dr. Liam Foster is die karakter wat jy op die oomblik speel, maar nie vir lank nie. So daar is baie mense nou happy. En party hartseer, want ek sê jou, ek hou partykeer van die vent. Dit hang maar af. Is jy 'n anti-hero? Is jy 'n vent wat van gehou word, dink jy? Nee, is daar nie 'n goeie kant aan Dr. Liam wat mense sien nie en hulle verstaan miskien nie? Daar is definitief 'n goeie kant aan hom, maar ek dink mense voel hy's bietjie sag. Ek weet nie. As jy evil gaan wees, dan moet jy evil wees, jy weet, maar hy vol bietjie soos tussen die krake. Ja. Hy's nie goed nie, maar hy's nie sleg nie. Hulle sou jou maklik kon draai na 'n good guy toe as hulle wou. Ja. Maar jy was jy van die begin af 'n baddie gewees? Ek dink ja, in die begin was hy baie moeilik want hy het sy been verloor. So hy het jy nie 'n been nie. So jy het nie 'n been in die storie. Ja. So moet jy nou met die stywe been loop. Wel, as dit nou 'n prostaat is. Maar hulle het gesê hulle wil dit baie subtle hê, maar in die begin het ek in die bed gelê en hulle het 'n hele proteses vir my gemaak en my been was, ek het dit deur 'n gat in die bed gedruk. Dit eintlik nogal baie realisties gelyk. En toe het hulle besef hulle wil die karakter terugbring en toe moet ek met so 'n bietjie van 'n huppel loop. Soms het ek daarvan vergeet, maar dis fyn. So ja, hy was in die begin was hy baie moeilik en hy was baie kwaad vir almal en toe het hy 'n bietjie van 'n sagte kant ontwikkel en vir Karen ontmoet. En toe het hy op Karen gecheat en nou is hy weer as 'n single. Ja. Okay. Ja, moeilike mens. 'n Moeilike mens. Maar mense moet maar ingeskakel bly om te kyk wat gebeur met jou, met Dr. Liam. Maybe he falls down a lift. Of hy by 'n lift afval, soos Joey se karakter in Friends gebeur het. Praat van waarheen toe Dr. Liam gaan. Waarheen toe gaan Dr. David? Where are you going? Dr. David. Wat is jou toekomsplanne? Het jy enigiets op die planke wat jy na kyk, ietsie wat jy wil probeer? Wel ek het 2 teatershows wat nou die feescircuit gaan doen hierdie jaar. Maar ek moet sê dis nogal na 2 jare se steady income is dit nogal 'n uitdaging om weer 'n freelancer te wees. It's exciting and I think it pushes you out of your comfort zone want jy weet nooit wanneer die volgende job gaan kom nie. Soos 'n struggling artist, jy weet nooit wanneer jy weer brood gaan koop. Struggling artist. Ja, jy sal lank genoeg wat jy op 'n show is waar jy jy hoef nie waar jy kan brood koop. Kan jy, by the way, kan jy in 'n Spar ingaan of in 'n winkel ingaan en brood koop en sonder om soos gestop te word? Ja, so is fyn. Definitief. Veral in waar ek bly in die sente van die Kaap. Ja, jy hoef dit te noem waar jy hoef dit te noem presies waar jy is daar nie. Maar ek dink as ek in Georgia is, and I actually come from Georgia originally, ek weet nie, dit voel vir my asof almal wat binnelanders kyk in George bly. Want in die mall of in die kliks of mense, hulle weet wie Dr. Liam is. En ek's nogal verbaas. So jy's lekker freelance, jy gaan 'n bietjie kyk wat jy alles kan doen. Wie weet, miskien
Ek weet nie wat, ons gaan kyk wat jy doen. Ek gaan jou nou dop hou want ek weet nou meer wie jy is. Ek gaan 'n foto saam met jou neem en my ouma gaan kwaad wees Sy gaan kwaad wees. omdat jy Dr. Liam is. Ja. Hoe durf my kleinseun saam Polluting met hierdie Bok Radio. vent in 'n foto saam staan. Ja. Ek het jou gesê ek wil bietjie hoor jou CV sê vir my jy kan 'n paar aksente doen. Ja, maar jy weet mense sit goed op jou CV wat nie altyd waar is. Fake it till you make it. Well, exactly. Soos Joey, hy sit jy kan dans en Ja, and I can, you can put archery on there and then if you get a job where you have to do it, dan leer jy vinnig. en leer jy baie Week vinnig. voor die Jy tyd. hoop jy moet nie 'n appel van iemand se kop afskiet. Hoe dit werk. Wat beteken RP in London, British? Oh, RP is, is like if you talk like this, everything's very fancy. It's like, so you it's almost don't finish your consonants because it's you're so posh that you're lazy in your tongue. King Charles amper. Yes, Ek love it. yes. En London is nou weer seker maar 'n bietjie vinniger. I learned. bietjie meer. I can't really. Don't put me on the spot. I can do Afrikaans. No, I think it's like it's sort of more Cockney, where it's like Yes. whatever this is. Yeah, hello. It's nice to meet you. Dis die meer Nice plat to meet you. common British wat ons nou Yeah. hoor. As ek die girl op Tinder ontmoet, dis sy wat so klink. Yeah, those those prostitutes in London. Yeah, but it's like they talk like this. It's hulle like, almal yeah, plat come on, dude. sir, I'll take you around the Die corner. Spice Girls klink almal so. Ek sê niks van hulle en ander dinge nie. En American is vir my maklik. Ja, vir my is dit die moeilikste een. Is dit? Kan dit nie Ek dink aan American football en ek kyk seker maar baie WWE wrestling, so Kyk, gaan vir my. Maar myne is meer Texan, seker maar so. Yeah. I like American football and I'm here to tell you that I'm from Texas and we're going to have a lot of fun here tonight. Oh, that's good. We're going to be having a big roast. Dis goed. Dis okay. I think so. Maar dis al wat ek as ek ander probeer Australië ek kan nie Australië doen. Dis moeilik. Jy kan Australië doen. Nee, ek kan nie. Hoe kan jy nie? Ek probeer. Yeah, it's really nice to be here today. What's that? No. Ek Dis gaan nou, amper, dis ek ek kan gaan nou terug Cockney toe. dis moeilik, né? Yeah. Ek het ook Australië is vir my baie moeilik. Baie keer nice. hoor mense my aksent as hulle nie Suid-Afrikaans is nie, dan vra hulle, "Are you Australian?" En as ek, Ja, mense vra vir my ook of Ja. Canadian. of Canadian, ja. Canadians. Okay. Okay. David, dis baie lekker gewees om saam met jou te kyk. Okay. Ek dink ek en jy het baie meer nonsens gepraat, maar dis lekker. Dit beteken ons is op dieselfde wavelength. as 'n Hey, media. frequency, want ons is op die radio. Kyk vir jou FM, né? David, ons sien uit daarna om verder binnelanders te kyk vir so lank soos wat Dr. Liam nog daar is en ons gaan dophou die ander kanale en die ander goeters. En jy het social media, waar kan ons dophou wat jy doen by the way? Wel, ek is op Instagram en Facebook, maar ek probeer minder tyd op social media spandeer want it becomes a black hole, maar ja, volg my op Instagram. Gister het 'n Kyk jong dit persoon vir my gesê Facebook is vir ou mense. Dit is eintlik waar, Dis want ek- my dit pa is waar. spandeer meer tyd op Sê ek, Facebook. ja, ou mense is daar, maar almal is ook daar omdat die ou mense Exactly. daar is. Want jy weet nie wat, jou pa en jou ma en jou ouma moet vir jou geld stuur when you're a struggling artist. Well, exactly. Dan moet jy op Facebook wees en jy moet wys hoe lyk jou kleinkinders as jou pa en ma hier is en jy's in Australië. So, that was random, but That was beautiful. very specific. Thank you. Ja. David, baie dankie vir die lekker gesels. Jy Baie het 'n dankie. fantastiese dag hê. Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za